Hallo Matrix, jammer julle moes so lank wag, maar hier is ons nou terug. Ons kyk vandag gou na e-leer en kunsmatige intelligensie. So, as ons gou kyk na e-leer en m-leer, is dit belangrik dat julle die verskil verstaan tussen die twee en weet wat is die voordele en nadele van hulle en hoe mens dit actually kan gebruik. Maar ek dink julle ken dit redelik goed, so hy is 'n maklike ene. So e-leer staan vir elektroniese leer, is 'n afkorting daarvoor. Dis net basiese leeromgewing waar individue rekenaars kan gebruik en dit maak dit moontlik dat mense actually onderrig en leer kan aan deelneem en dan hulle opleiding verbeter. So dis nie net soos die feit dat jy soos Office gebruik op 'n rekenaar nie. Dit is actually wanneer jy 'n program gebruik wat vir jou die opleiding aanbied in plaas van 'n onderwyser. Nou dit verskil in die opsig van m-leer, mobiele leer, want dit is 'n vorm van onderwys of opleiding wat uitgevoer word deur mobiele toestelle, spesifiek deur die internet, en dit is ontwerp om buigsaam te wees. Ten opsigte van die feit dat dit op jou device is, beteken you can take it anywhere you go. Okay, so jy is nie vas aan 'n tafel en 'n spesifieke plek nie. Okay, so kom ons kyk hoe werk dit. Dit gaan basies daaroor dat as ons kyk na albei terme, e-leer en m-leer, dit word gegee deur rekenaar en mobiele toestelle, dis onderrig, so dit vervang basiese onderwyser, nê? Dit word meeste, of dit nou e-leer of m-leer is, geskied meestal via die internet, maar as dit e-leer is, so die wat op 'n rekenaar is, kan dit ook gebeur vanaf 'n CD af, van 'n netwerk af, of 'n intranet. Dit is wanneer dit soos 'n maatskappy se interne netwerk is, nie soos 'n interne internet, wat net daai maatskappy of daai instansie se werknemers of gebruikers toegang toe het. Okay, so hulle hoef nie noodwendig publiek op die internet beskikbaar te wees nie. Okay, leerders, wie ook al, of dit nou leerders of studente is, het nodig om die toepaslike program of 'n app af te laai of te installeer vir mobiele leer of op 'n rekenaar. Jy kan nie dit gebeur nie daar nie, maar dit download of op die internet run, as dit dan 'n cloud, as dit 'n cloud software is, cloud programming. Die groot onderskeiding, nou dis nie in die notas wat uitgegee is in die departement nie, maar dis nogal 'n lekker manier om dit te verstaan. E-leer is gewoonlik soos langer, vollediger lesse, wat op gespesialiseerde programme ontwikkel is, wat regtig die onderwyser vervang, waar m-leer pretty much soos 'n app is, dis gewoonlik korter lesse, wat baie meer is soos 'n eenvoudige tipe app is. Okay, soos Duolingo, sulke tipe goedjies. Wat soos dis 'n app vir die van julle wat nie ken nie, wat jou help om 'n nuwe taal te leer. Die voordele daarvan, dis goed om in 'n vraestel uit te kyk as hulle vir jou vra oor voordele van e-leer of m-leer, om seker te maak uit watter perspektief uit hulle vir jou vra vir die voordele. So as hulle jou vra oor voordele vir leerders, so wat is die voordele vir jou as 'n leerder of as 'n student? Dis awesome want dit is buigsaam ten opsigte van jy kan enige plek of enige tyd wat dit jou pas leer. So as jy 'n student is op die universiteitskampus, hoef jy nie spesifieke tye gaan na die klas toe nie. Jy kan in die middel van die nag studeer as dit jou pas, of as jy 'n werk het, kan jy 'n gewone werk hê in die middel van deur die dag en in die aand studeer. Persoonlike leer, jy kan dele kies of herhaal soos wat dit jou pas. Jy hoef nie noodwendig al die lesse te doen as daar goeters is wat jy klaar ken nie, of jy kan vinniger deur goeters gaan wat jy goed ken, en ander konsepte wat jy nodig het om beter te verstaan, kan jy meer herhaal. Dis baie meer aktiewe leer en onafhanklike leer. So aktiewe leer in die sin van dit kan half aangepas word vir jou. Jy weet, daar's baie meer aktiwiteite as wat 'n onderwyser net voor in 'n klas staan en 'n les aanbied. En dis ook onafhanklike leer, want daar's baie meer verantwoordelikheid op jou. Jy kan ook by ander mense hulp kry deur aanlyn besprekings. Daar's baie keer in studentegemeenskappe baie besprekinge tussen die studente. Dis ook baie koste-effektief, want jy hoef nie noodwendig na die instansie toe te reis of te travel nie, so dat jy bespaar koste, travel costs. Nou die voordele vir die instansie, so as ons nou byvoorbeeld kyk, wat is die voordele vir, kom ons sê 'n instansie soos Unisa? Okay. As ons kyk na 'n instansie soos, kom ons sê eers 'n skool. Hoekom sal 'n skool actually e-leer of m-leer gebruik?
Dit kan actually in 'n klas die leer verbeter. Ons kan in, kom ons sê, fisiese wetenskap, die leer baie meer interessant maak, ons kan die werk interessanter aanbied, so dit verryk die inhoud van die vak. As ons kyk na 'n instansie soos Unisa, is dit baie meer koste-effektief vir hulle, want hulle hoef nie soveel klaskamers te hê nie, hulle het glad nie so baie klaskamers nodig, soveel lektore nodig nie, so hulle spaar baie geld, en hulle kan dit ook baie meer skaalbaar maak, hulle kan duisende studente akkommodeer in een kursus, waar 'n instansie wat spesifiek die studente op die kampus het, wat by 'n lektor klas kry, gaan nie soveel studente kan akkommodeer nie. Ok, wat is die nadele van e-leer? Julle sal dit nou baie goed herken en daarmee kan, wat kan my sê, identify as gevolg van laas jaar. Jy het 'n groot gebrek aan sosiale interaksie as jy net e-leer gebruik, nee? Jy het nie klasmaats nie, jy het nie daai social connection van mense nie, nee. Jy het ook beperkte praktiese ervaring, so party vakke het jy maar bietjie daai praktiese ervaring nodig. Imagine jy doen nou gasvryheidsstudies. Jy kan nie dit alles net leer op e-leer nie, jy moet half bietjie self in die kombuis dan begin kook. So, alhoewel daar simulasies moontlik is in party goeie soos fisiese wetenskap, jy kan dalk nou maar wegkom sonder eksperimente, ander vakke het maar regtig praktiese ervaring nodig. Tegniese probleme is algemeen as 'n mens soos 'n cloud program veral gebruik, so klank en beeldversteurings en goeders is algemeen. En dan is daar vir die student veral baie groot datakostes, maandelikse datakostes en ons groot leers wat 'n mens baie keer moet aflaai, so dit het maar baie ekstra kostes vir die student. Neem maar net ook in ag dat dit is baie keer goedkoper om by 'n instansie soos Unisa te studeer as wat dit is by 'n instansie soos, kom ons sê nou maar Wits of iets, waar jy minder studente is by 'n lektor, want jy kry baie meer individuele aandag. Ok, en die ander ding is, as 'n mens byvoorbeeld M-leer gebruik, het 'n mens baie keer 'n probleem van die selfone, die slimfone, wat maar beperkte stoorkapasiteit het. Goed, die beperkings van e-leer, onthou nou wat het ons gesê, die verskil tussen die nadele en die beperkings. Nadele is maar regtig die swakpunte, beperkings is nou maar net inherent issues wat altyd daar gaan wees, maar dit beteken nie jy kan dit nie gebruik nie. Dit is dat internet toegang vereis word. Dit is jy moet nou maar net weet, dit is iets wat daar gaan wees. Die batterye van die mobiele toestelle moet altyd gelaai wees, jy gaan dit nie kan gebruik sonder dit nie. En dan is 'n groot issue dat die digitale kloof benadeel baie mense en sluit party mense uit. Kom ons herinner net almal weer, wat is die digitale kloof? Dit is die feit dat party mense het nie toegang tot hierdie toestelle of rekenaars nie, as gevolg van 'n tekort aan kennis partykeer en ook 'n tekort aan finansies, want dit is maar duur toestelle. Ok, so dit gaan oor kennis en finansies. En dan is die ander ding ook, jy het verskriklik baie selfdissipline nodig, as jy net gebruik maak van e-leer of M-leer. Party mense het net nie daai geaardheid om heeltemal op hulle eie te studeer nie. Ok, so hoe word dit in 'n IKT-omgewing toegepas? Dit word baie keer in tradisionele onderrig net gebruik as 'n aanvulling om die gewone leer te verryk. Toe die COVID-pandemie op sy hoogtepunt was, moes meeste instansies wêreldwyd oornag oorskakel na aanlyn leerplatforms. En daar's vreeslik baie mense wat voltyds werk en dan eerder in die aandklasse doen of net aanlyn klasse om hulle opvoeding te verbeter. En voorbeelde daarvan is goed soos Khan Academy of W3 Schools. Dis waar mens 'n goeie voorbeelde kan kry van goed soos e-learning. Right, nou kyk ons na 'n baie interessante topic en dit is kunsmatige intelligensie of in Engels artificial intelligence. Ok, ek gaan dit nou vir julle probeer verduidelik so goed as wat ek kan. Kom ons kyk en ek hoop julle verstaan hierna dit. So, kunsmatige intelligensie op sy most basic vorm begin by 'n ding wat ons noem machine learning of in Afrikaans machine leer. So dit is rekenaar-algoritmes wat net outomaties verbeter deur die ervaring en die gebruik van data. So dit is byvoorbeeld as jy nou vir 'n rekenaar wat machine learning gebruik, miljoene foto's wys van 'n musie
wat moesies wat kankeragtig is en 'n klomp moesies wat nie kankeragtig is nie. Dan leer daai masjien op een of ander manier wat is die patroon van of wat is kenmerke van moesies wat kanker is en moesies wat nie kanker is nie. En dan baie keer kan daai rekenaar, daai machine learning artificial intelligence rekenaar actually beter diagnoses maak as wat die wêreld se beste dermatoloog kan doen. Okay, so dit is eenvoudige machine learning, dis nog nie heeltemal artificial intelligence nie. So die volgende stap daarvan is kunsmatige intelligensie, proper AI. Ek is nie 100% seker in die eindeksamen of hulle die afkorting AI, die Engels gaan gebruik, of KI vir die Afrikaans nie. So, kunsmatige intelligensie, proper artificial intelligence, is actually die simulasie van menslike intelligensie. Okay, so daai masjiene word geprogrammeer om soos mense te dink. Dit is actually, hulle probeer hulle optrede naboots en hulle probeer actually menslike verstand kry, soos leer en probleemoplossing en regtig soos selfstandige dink. So die beste voorbeeld wat ek vir jou kan gee daarvan is, daar was onlangs 'n groundbreaking ding in Suid-Afrika wat hulle vir die eerste keer vir 'n rekenaar, vir 'n artificial intelligence 'n patent toegeken het, want hulle het vir een of ander artificial intelligence computer of 'n ding gesê design something. Okay, hulle het glad nie van gesê wat om te design nie. En toe besluit die artificial intelligence, ek dink om soos 'n brug of ek kan nie eens onthou wat die artikel was nie, vergewe my, ek het nie nou tyd om dit te research nie. Ek dink die ding het soos 'n brug of iets design. So, dis amazing, hy het so sy eie besluite gemaak. So, dit is waar mens actually artificial intelligence kry. So, machine learning word pretty much gedesign om een taak te doen. Hy kan niks anders doen nie. Dis soos om chess te speel of something, maar hy kan niks anders doen nie. Waar artificial intelligence begin so sy eie besluite maak. And that's where it's very exciting, but quite scary actually at the same time. Goed, so, wat is die doel en die funksie? So, die doel van proper AI, artificial intelligence, is, hulle probeer rekenaars toelaat om intellektuele take uit te voer. Nou, laat ek maar net vir jou sê, this is in the process, dis nie alles klaar, perfek uitgevoer en klaar fully developed nie, dis nog 'n ongoing process nie. So die tipe intellektuele take wat hulle probeer regkry, is goed soos besluitneming, soos wat ek nou vir jou gegee het, 'n voorbeeld van gegee het, probleemoplossing, perception, begrip van menslike kommunikasie, so hulle moet soos gesprekke kan verstaan, om soos interpretasies te kan maak van wat mense gesê het. Okay. En die idee is dat as ons actually artificial intelligence bysit by enige tipe werk, is dit veronderstel om menslike spoed, precision, doeltreffendheid, alles te kan verhoog, sodat dit amper in enige beroep gebruik kan word om ons te kan verbeter. Okay. Dat ons nie soveel manual take hoef te doen nie, en dat ons spoed kan verbeter. Ja, en dat dit baie van die manual take kan uithaal. Ek gaan nou vir julle 'n klomp voorbeelde noem. So, die voordele van artificial intelligence is, obviously, omdat dit 'n rekenaar is, kan dit 24/7 werk, 24 ure 'n dag, en 365 days a year. Dis wat dit na verwys. Dit kan help om nuwe uitvindings te ontwikkel. So, hulle het al baie keer, dis nou waar ek aan die brugdesign ding kom, ek weet nie of dit regtig met dieselfde ding te doen het nie, maar hulle het actually, ek weet vir 'n feit, hulle het al met baie kreatiewe brugontwerpe uitgekom, wat nog nooit deur 'n mens ontwikkel was nie, deur vir artificial intelligence 'n probleem te gee en te sê, okay, ons het hierdie materiale, ons probeer hierdie brug ontwikkel, en die artificial intelligence kon 'n brug ontwikkel, wat baie sterker is as wat enige mens het nog van tevore kon doen het, net omdat die artificial intelligence die wiskunde net soveel beter kon verstaan, as wat enige siviele ingenieur nog ooit kon. Okay. AI-programme is konsekwent, hulle maak nie foute nie, en hulle kan die dinge 1000 keer oordoen sonder om enigstens te verskil, né? So dit kan herhalende take outomatiseer. So kliënt navraag. So een van die beste voorbeelde van artificial intelligence is maar chatbots. Jy sal dit baie keer sien as jy op 'n website kom, sal daar hierdie dingetjie opkom om te sê, do you have a question? En dan kan jy actually vragies insit, en dan kan hy jou baie keer met basiese vrae help, en dan sit nie 'n mens wat jou eintlik antwoord nie, dit is 'n artificial intelligence chatbot.
AI-robotte kan instaan vir mense in gevaarlike situasies. So dit kom maar neer op al die basiese goed wat ons maar altyd bespreek in RTT. Dit is nou maar soos om 'n bom te diffuse en allerlei sulke tipe gevaarlike situasies. Die nadele van AI is dit ontwrig die arbeidsmark. Dis maar die grootste ding, né? Dit vervang mense in herhalende werksgeleenthede. So dit is byvoorbeeld goed soos in fast food joints vir mense soos burgers flip. Dis een van die grootste goed. Dit is nie eers AI nie, dit is net soos robots kan mense vervang. Een van die goed wat ook baie wat 'n werk is wat 'n groot gevaar is soos 'n basiese, ek kan nie onthou wat die naam is nie, maar soos in die regsberoep, mense wat net soos die junior clerks of something dink ek is, mense wat soos die research doen in regswerk, in die legal profession, om sake en goed op te kyk. Artificial intelligence is besig om daai heeltemal te vervang, want hulle kan dit soveel makliker en vinniger doen. Jy kan pretty much enige query doen en nou kan hulle dit opkyk en hulle kan enige verwerking doen. Dit is nie soos find soos wat ons doen op 'n rekenaar nie. Jy kan 'n query vir hulle gee en omdat hulle human language begin verstaan, kan hulle woorde en sinne gaan soek wat daai konteks pas. Hulle kan vorige cases gaan soek wat daai konteks pas, al gebruik het glad nie dieselfde woorde nie, omdat hulle human language begin verstaan. OK, die probleem daarmee is dit is verskriklik duur om te ontwikkel. En die ander issue is, dit kan menslike vooroordeel voortsit. So wat dit na verwys, is daar's 'n geval gewees waar hulle artificial intelligence probeer train het om court cases te kan doen. En hulle het gehoop dit gaan help dat judges nie meer prejudiced is nie. So dit is soos om mense negatief te judge based on soos race of ja, wat ook al die persoon se judgment is, omdat hulle byvoorbeeld sê net maar teen vrouens is of teen sekere rasgroepe is of iets. En wat hulle toe gevind het is ongelukkig is daar historically is mense wat 'n donker velkleur het baie meer benadeel in die judicial system in Amerika gewees. En omdat hulle die artificial intelligence getrain het op past cases, het dit veroorsaak dat daai menslike vooroordeel actually voortgesit was in die artificial intelligence. So hulle kon glad nie die past cases gebruik het om die artificial intelligence te train nie, want dit het net gebeur dat die menslike vooroordeel dan voortgesit word. So dis 'n groot probleem, want hoe lei hulle dan die artificial intelligence op? OK. En die beperking daarvan is dat artificial intelligence kan nie regtig wetlike of etiese konsepte verstaan nie. So, jy kan nie regtig vir artificial intelligence, dis moeilik om actually vir hulle op te lei en te sê, jy kan nie mense doodmaak nie, en ja, soos ethical goeders gaan mos nou maar oor soos wat is moreel goed en sleg. En dis baie moeilik om dit te programmeer en vir artificial intelligence te train, en dis nog een van die grootste challenges. En hulle is maar beperk tot die take waarvoor hulle ontwerp is. Dit is maar deel van machine learning en dit is waarvoor artificial intelligence development maar nog baie ongoing is. Hulle kry dit nog nie reg dat hulle regtig enige taak kan doen nie. So hulle is maar nog beperk tot spesifieke take. Ek moet sê, een van die goed waarvoor ek nog droom, is die dag wanneer artificial intelligence ons onderwysers se vraestelle kan merk. Wat se geld ek nie daarvoor sal betaal nie, maar dit sal te duur wees om te ontwikkel. Dit sal amazing wees. OK, so toepassings in die omgewing, voorbeelde daarvan. Het jy geweet jy gebruik klaar artificial intelligence sonder dat jy dit actually weet? So al ons digitale assistente, Siri, Alexa, Google, dit is actually Google Home se tipe goeders. Dit is actually alles artificial intelligence. Hoe dink jy dis moontlik dat jy vir hulle 'n vraag kan vra en hulle verstaan jou? Gesigsherkenning op sosiale media, dit is absoluut machine learning. Dit is 'n perfekte voorbeeld van artificial intelligence. Toepassings soos Google Maps, die roetes,
Het jy geweet, jy kan op Google Maps actually 'n roete beplan vooruit. Jy kan sê, hoe lank gaan dit my vat volgende week Dinsdag, 6:00 die oggend, ek wil 8:00 by hierdie spesifieke plek uitkom. By the way, dis 'n goeie life tip, as jy wil uitvind hoe laat jy by 'n plek moet wees vir 'n interview, for example, gebruik Google Maps om dit te beplan, want hy kan historical data gebruik om uit te werk om en by hoe laat jy moet ry, based on historical data met die traffic wat gewoonlik gebeur. Spotify en enige music apps kan ook vir jou voorstelle gee based on your usual tastes, en dit is alles goed wat gepower word deur AI. Dis nie asof daar 'n persoon sit en kyk na elke individual user se music taste en dan vir jou voorstelle maak nie. Dis alles artificial intelligence programming. AI tegnieke word ook gebruik in finansiële instellings om bedrog op te tel. Hulle kan actually sien hoor dis 'n unusual pattern, en hulle kan ook kredietgraderings vir mense gee gebaseerd op dit. In retail, soos in die soos winkels en sulke tipe goeders, kan AI ook persoonlike aanbevelings gee gebaseerd op die gebruiker se koopgeskiedenis. So op Takealot kry ek baie voorstelle vir katprodukte, want ek is iemand wat 2 katte het en baie goedjies vir my katjies koop. Selfbestuurende motors is 'n baie goeie voorbeeld van AI, want met machine learning is hulle actually opgelei. So, wat is mense, wat beteken die verskillende padtekens, en as hulle actually eers op die pad moet wees, maak hulle staat op AI, sodat hulle intydse, real-time besluitneming kan maak met die beskikbare data wat hulle kan sien, om te besluit, okay, moet hulle nou uitswaai, hier's 'n moeilike situasie, moet hulle nou eerder in hierdie kar vasry of in daai boom, wat sal die minste skade doen, watter lewe is die belangrikste, sulke tipe goeders. Okay. Goed julle, ek sal in die volgende video die laaste 3 met julle bespreek.